Say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the. I think you gotta try right here. Hallelujah. You get all the praise. Sounds so good. Come on. You get all the praise always. I've got a God who is for me, and He's known for making a way. He fought the battle so I wouldn't have to. All glory belongs to His name. Yeah. And I've got a God who's been faithful. Yes, He has. Far more than I could explain. And through every season, in spite of my weakness, He gave me. Halleluja, prys die naam van die Here. Jy is opgeroep vir meer en ek wil vir jou baie dankie sê dat ons weer 'n tydjie in God se woord kan spandeer. Ek wil net graag getuig, die Here was so goed vir ons die afgelope tyd gewees. Ons het gesien hoe mense by openligdienste hulle harte vir Jesus gee. Ons het mense gesien wat losgekom het van duiwels. Ek wil vandag vir jou sê, as jy ooit twyfel dat Jesus 'n werklikheid is, wil ek vandag vir jou sê, Jesus bestaan. En ek wil ook vir jou sê, wanneer duiwels die naam van die Here Jesus hoor, het hulle nie 'n keuse as om uit te gaan nie. En ek prys die naam van die Here. Ons het verlede naweek het ons 'n lekker vroukonferensie gehad en God het ons so mooi gebruik. Maar weet julle wat? Die woord van die Here sê, en Jesus sê, moenie bly wees dat die duiwels vir julle luister nie. Moenie bly wees dat julle die mag en die krag gekry het van die Here om wonderwerke te doen nie. Hy sê, wees bly dat julle name in die boek van die lewe kan wees. Maar ek wil vandag vir jou bemoedig, moenie opgee nie. Ons lewe in 'n tyd, ja, alles raak duur. Ons lewe in 'n tyd waar ons onsself vra, Here, hoe gaan ons dit maak? Ek wil vandag vir jou sê, daar is hoop in die naam van Jesus Christus. Die boek van Galasiërs kom en hy sê, dat die duiwel wil hê ek en jy moet opgee. Hy wil nie hê ons moet aanhou nie. Ek wil jou bemoedig vandag. En ek weet, miskien is geroep vir meer vandag bietjie anderstes. Miskien is ons nie buite nie, miskien is ons nie by 'n preek nie, miskien is ons nie op 'n plek waar ons gewoonlik is nie, maar ek wil vandag vir jou bemoedig en vir jou sê, moenie opgee nie. Die duiwel wil hê ek en jy moet opgee, maar weet julle wat? Ons gee nie op nie. Ons vertrou op die Here Jesus, sy woord staan vas vir ons en ons vertrou sy woord. Weet julle wat? Iemand vra my, wat is wysheid? En ek moes bietjie self gaan kyk het, wat is wysheid? En die Gees van die Here kom en hy sê, elke liewe woord wat in die woord van die Here staan, is wysheid. Wanneer ek en jy optree soos Jesus wil hê ons moet optree, dan tree ons op in wysheid. Prys die naam van die Here. Ek wil net graag vir ons bid voor ons begin, en ek bid net regtig. Kom ons sit ons oor. Here, baie dankie. Dankie Heilige Gees, dat U is vandag. Dankie, Here, dat U 'n waarmaker van die woord is. Dankie, Here, dat ons veilig by U kan wees. Dankie, Jesus, dat U Gees binne ons is. Dankie, Here, dat ons hernuwe in ons gees is. Dankie, Here, dat ons, soos die Engelse man sê, reël kan wees, Here. Here, sien ons harte raak. Daar's baie hartseer daar buite, Here. Maar Jesus Christus het gekom om vir ons te sterf. Dankie, Here, dat daar absolute hoop vir ons is. Dankie, Here, dat U 'n nuwe dag gemaak het. Ek bid vir elke kyker vandag, Here, waar ook al hulle kyk van in Suid-Afrika, buite Suid-Afrika. Een ding weet ek, dat Jesus kom een van die dae. Here, dit brand so in my hart. Ons sien in U woord, Here, dat U in die hemel op is. In Johannes 15 kom U, Here, en U sê, moenie dat julle harte ontstel word nie. Glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ons weet, Here, die disippels het ontsteld geraak. Maar Jesus kom en hy sê, as ek gaan, sal ek weer terugkom om julle te vat waar ek is. Ek bid vir elke kyker,
dat daardie woord lewendig sal raak in hulle harte, in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys die naam van die Here. Dis vir my lekker om met jou te praat. Dis lekker net om vir jou te bemoedig vandag en te sê, Jesus het ons beloof. Hy het gesê, as ek weggaan, kom ek weer om julle te vat waar ek is. Prys die naam van die Here. Ek voel net vanmôre of vandag, voel ek net in my hart om met jou te deel, dat het jy al ooit in jou lewe gevoel dat jy alleen is? Ja, wat het dit te doen met geroep vir meer? Baie. Want weet julle wat? Die woord sê, ons het 'n trooster gekry, en daardie trooster se naam is die Heilige Gees. Ek en jy is nooit alleen nie. Vir die van julle wat in die bediening is, julle sal weet, dat partykeer kom ons op 'n plek waar ons alleen voel. Ons kom op 'n plek waar ons voel, niemand sien my raak nie. En ons kan maar hoe smart wees en hoe goed wees en hoe mooi wees. Ek wil vanmôre of vandag vir jou sê, die Here sien jou hart, prys die naam van die Here. Ek wil vandag vir jou bemoedig, deur die Heilige Gees, om jou hart te ondersoek. Want weet julle wat? Jesus weet waardeur ons gaan. Hy het self gelei, en ek hoor dit in my gees, die Heilige Gees dit vandag vir my sê, Jesus het geleer deur sy swaar kry om gehoorsaam te wees. En dit is die wysheid van God, ons wat God dien, ons wat die Here Jesus liefhet, ons wat 'n verwagting het, dat Jesus een van die dae op die wolke gaan kom, prys die naam van die Here. Die Gees van die Here sê, julle sal vervolg word. En ek wil ook vir jou daarby sê, Jesus sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, bring ek aan, sal die Vader die Heilige Gees aan julle stuur, so julle moet bly wees, sê Jesus. Ja, ons kyk baie keer in die vlees, en ons sê, Here, hoe moet ons opgewonde wees? Weet julle wat, daar's 'n hoop, en sy naam is Jesus Christus, en hy leef tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here. Ek wil vandag vir jou sê, in die bediening het ek al vele kere gevoel dat ek alleen is. Baie kere het ek al gevoel dat mense my nie lief het, soos wat ek verwag het, hulle moet vir my lief wees nie. En baie keer, soos die Engelse man sê, voel ek en jy dat ons rejected is. Here, niemand sien my raak nie, Here, ek is alleen. Het jy al ooit op 'n plek gekom waar jy alleen voel? En ek wil vir jou sê, ek het al baie keer my speelgoed uit die kot uit gegooi en gesê, Here, maar ek het gedog die mense is lief vir my. Ek het gedog, daar's waarde in my. Ek het gedog dat, jy weet, die mense wat gister vir my hande geklap het, vandag weer vir my gaan hande klap. En soms moet ons op 'n plek kom waar ons sê, one day a hero, the next is zero. En ek hoop ek praat met jou vandag. Jy weet, jy is gebroken van hart en jy voel, jy kan nie meer aangaan nie. Omdat jy voel, jy is alleen en jy voel, die kerk gee nie ag op my nie. Die kerk saai nie in my bediening nie. Die mense gee nie ag op my nie. As dit jy is vandag, wil ek vir jou sê, my boeta, my sissa, ons almal kom op daai plek. En ek wil ook vir jou sê, dis doodnormaal om te voel dat niemand in jou belangstel nie. Dit is normaal om te voel dat jy nie goed genoeg is nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is absolute hoop in die naam van die Here Jesus Christus. My hart is absoluut om jou te bemoedig en vir jou te sê, die dinge wat jy ervaar, dit wat jy ervaar in jou gees, dit wat jy voel, jy is alleen en dat niemand jou raak sien nie, ons almal voel dit een of ander tyd. Hoor gou wat ek vir jou sê, daar is niemand op hierdie aarde wat nog nie gevoel het dat hulle alleen is nie, dat hulle nie alleen is nie. En die woord van die Here sê, onthou,
dit waardeur julle gaan, is niks niets nie. Almal voor julle voel presies dieselfde. Hulle wat voor ons gesterf het ook pyn ervaar, het ook rejection ervaar, het ook ervaar dat niemand lief is vir hulle nie. En die woord van die Here sê, dit bemoedig ek julle, dat hulle wat voor julle gegaan het, deur dieselfde dinge as julle is, maar, en ek prys die Here vir dit, maar daar is 'n naam volgens Hebreërs, 'n naam bo elke naam, en sy naam is Jesus Christus. Prys die naam van die Here. En die woord sê, toe God die Vader Jesus Christus uit die dood opgewek het hy 'n naam gekry, 'n meer uitmuntende naam. En sy naam is Jesus Christus. Die Here kom in sy woord en hy sê, alle mag en alle krag is aan my gegee, en daardie autoriteit, sê die Here Jesus, gee ek vir jou. Weet ook vandag, my boeta en my sissa, dat Jesus ook ervaar het om alleen te wees. Hy het ook ervaar hoe dit voel. Jy weet, wanneer mense hom sleg sê, en selfs by sy kruisiging van die Here Jesus, het die mense op die Here gespoeg. As ek dit nie verkeerd het nie, is dit daar in Lukas 24. Maria kom by die graf, en die engel van die Here sê vir haar, hoekom soek jy die lewendige by die dode by die lewendiges? Want kyk, hy het opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid. En ek dink baie keer is ons soos Maria, ons soek die dooie dinge, terwyl die Here dit lewendig gemaak het. Ek wil jou bemoedig, jy weet, die Here deur soveel pyn as mens. Die woord sê, daar was gespoeg op hom. Hulle het sy baard van sy gesig af geruk, dat die bloed oor sy liggaam stroom. Hulle het 'n doringkroon gemaak en op sy kop gesit, hom gespoeg en geslaan en gesê, profeteer oor ons wie jou geslaan het. Luister gou hier. Ek wil vir jou sê, dat wanneer ek en jy met Jesus praat, weet hy presies waardeur hy gaan. Vat die oomblik, vat hierdie tyd waarin ek en jy nou is, en maak 'n besluit en sê, Here, ek gaan vertrou op U. En weet jy, wanneer jy bid en sê, Here, ek voel nie lekker vandag nie, mense reject my, Here, ek voel nie lekker vandag nie, Here, ek voel dat niemand my raak sien nie, ek wil vandag vir jou sê, Jesus weet presies waardeur jy gaan, jy kan enige tyd met hom praat daaroor. Maar 'n mens het nie altyd die vrymoedigheid om met mense te praat daaroor. Die prys die naam van die Here. Die woord sê, vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou. Die Here vergewe ons, baie keer vertrou ons meer op die pastoor. Baie keer vertrou ons meer op die evangelis en die apostel. Ek wil vandag vir jou sê, sit jou vertroue in die naam van Jesus Christus. Die apostel Paulus kom en ek dink hy sê daar in Galasiërs 1 vers 10, hy sê, ek soek nie die guns by mense nie. Paulus sê, as ek die guns van mense soek, kan ek nie 'n dienaar van Jesus Christus wees nie. Nee, prys die naam van die Here kerk, ons soek die guns van die Here Jesus Christus. En ek voel regtig dat die Heilige Gees hierdie deur my geboorte wil gee om vir jou te sê, God weet presies waardeur jy gaan. Weet jy in die bediening hoeveel pastore al my weggestoot het? Weet jy hoeveel mense my gebruik het in die bediening en my een kant toe geskuif het? Weet jy hoeveel mense wat my gebruik het, om hulle op te bou in hulle swakste seisoen, en toe die Here hulle oplig, het my een kant toe geskuif? Vele kere is ek en jy in situasies waar mense ons wegstoot, en weet jy wat, kom ek sê gou vir jou, as jy vandag hartseer voel, omdat mense nie so lief is vir jou soos wat jy gedink het nie, wil ek vir jou sê, jou fokus was nie op Jesus gewees nie. Jou fokus was op die mens gewees, en ek wil jou bemoedig, deur die Gees. Hou asseblief jou fokus
op die Here Jesus, want ek hoor hoe die Gees van die Here sê, wanneer jy jou vertroue op my sit, sal ek jou nie teleurstel nie. Hoor gou wat die Here sê. Hy sê, as jy fokus op my en jou oë hou op my, beloof ek jou, jy sal nie spyt wees nie. Prys die naam van die Here. Ek hoop regtig jy ontvang hierdie woord. Dis regtig uit my hart uit. En ek wil baie meer met jou praat oor dit wat God in my binneste gesit het. My boetie en my sussie, ek wil, wanneer ons klaar is, wil ek graag bid vir daai seer. Miskien het jy op 'n plek gekom waar jy dalk in die kerk seer gekry het. En die Here sê, vandag is die dag wat ek jou gesond maak. Die woord van die Here kom en die Gees herinner my nou net weer daaraan. In die woord van die Here sê dit in Lukas 4, ek dink vers 18. Kom die Here en hy says, for the Spirit of the Lord is upon me. For he has anointed me to preach the gospel to the poor. Nou wanneer hy sê poor, my boeta, my sissa, praat hy nie van mense wat nie geld het nie. He's speaking about people who is spiritually dead. Hulle is arm, omdat hulle nie in geregtigheid tot God staan nie. Die woord van die Here gaan verder en hy sê, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the gospel to the poor. To heal the brokenhearted. As jy op 'n plek is waar jou hart gebreek is, deur die sonde van jou verlede, wil ek vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus. Jesus het gekom om daardie seer uit jou uit te haal en jou te gesond te maak. Verder gaan die woord en hy sê, om vry te bring vir hulle wat in die tronk is. As jy vasgevang is in pornografie, as jy vasgevang is in enige sonde, wil ek vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus, deur die krag van die Heilige Gees, is daar vir jou hoop in die naam van Jesus Christus. As jy vasgevang voel in hierdie lewe, of in depressie, in mismoedigheid, gaan ek vandag vir jou bid, omdat Jesus gekom het vir jou. He has come to bring liberty to those who are oppressed. Vir hulle wat onderdruk is, vir jy wat voel, jy kan nie meer aangaan nie. Die woord sê ook dat Jesus has come to bring sight to the blind. Vir hulle wat geestelik blind is. En ja, ook fisiese genesing. Die woord van die Here kom ook en hy sê, by his stripes we are healed. Daardie healed is nie net alleenlik fisies nie, maar ook mentally. Prys die naam van die Here. Ek wil vandag vir jou sê, my boetie en my sussie, vat hoop in die naam van Jesus Christus, want weet jy wat, daar is krag in die naam van Jesus Christus. As jy voel, daar's 'n saak in jou lewe, wat jy moet oplos, wil ek vir jou sê, al wat jy moet doen is, beveel daardie situasie om te verander, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Prys die naam van die Here Jesus sê, hy het die duiwel gesien val uit die hemel, soos 'n weerligstraal. Hy sê, my naam, en ek wil hier maar dit sê, my naam, watter naam? Daardie naam van Jesus Christus. Sê hy, my naam is julle krag. En ek wil vir jou sê, wat 'n situasie ook in jou lewe is, daardie naam Jesus Christus het krag, prys sy naam. Ek wil graag gaan na die woord toe. En die woord van die Here sê in 1 Johannes. Kom ons kyk daarso van vers, ja, prys die naam van die Here. Kom ons kyk gou hierso. Kom ons kyk van vers 8 af. Hy sê, hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Hy praat hierso van Johannes die Doper. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom van die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hoor gou wat die woord van die Here sê. Hy sê die Here het gekom in die vlees en kom woon tussen my en jou.
Hy het honger gehad, hy het moeg geraak, hy het frustreerd geraak dalk, hy was op 'n plek waar hy ook op die boot geslaap het. Hy was ten volle mens gewees. Weet julle, ek dink die Here se hart moet so gebreek wees, dat hy gekom het na sy eiendom toe. Hy het afgekom van die hemel af. Die woord in Johannes 6 sê, ek is die brood van die lewe, sê hy. Wie van my eet sal ewig lewe. En omdat die Fariseërs op daardie tyd nie kon aanvaar wat Jesus sê nie, hulle het sy woord reject, soos die Engelse man sê. En omdat hulle vol van hulle self was, kon hulle nie die woord van die Here Jesus aanvaar nie. Maar ek wil vir jou sê, ek het al gedink, Here, U het gekom na U eie eiendom toe. En hulle wou U nie aanvaar nie. Ek dink die hart van die Here moes gebroken gewees het. Dat dit wat hy gemaak het gesê, ek stel nie belang in die maker nie. Ek stel nie belang in die een wat my gemaak het nie. En ek wil vandag vir jou sê, dat daar is goeie nuus. Ek wil weer vir jou sê, daar is so baie goeie nuus. En ek wil vir jou sê, dat die woord van die Here kom, in Johannes 3 vers 17, en hy sê, for the Son of Man has not come to condemn the world, but to save it. Ek wil hê jy moet hoop vat vandag, staan in die absolute hoop van die Here Jesus Christus, dat Jesus gekom het om die wêreld te red. Daar is niks op hierdie aarde wat ons ervaar, wat Jesus Christus nie self ervaar het nie. Ek wil vir jou sê, daardie liefde wat die Here het, 'n onvoorwaardelike liefde, waarmee ons op hierdie aarde baie sukkel. Nou ek wil vir jou sê, ons as die kerk van die Here, moet mense onvoorwaardelik lief hê. En so ook God. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit gaan alles oor liefde. Nou ek wil nie vir jou sê, die mense wat jou weggestoot het jou nie lief nie. Ek wil nie vir jou sê, die mense wat dalk vir jou gejok het jou nie lief nie. Baie keer sit ek en jy 'n verwagting op mense, wat ons nooit daardie verwagting op hulle gesit het nie. Baie keer kom ek en jy, my sussie en my boetie, en ons sit mense in die plek waar Jesus hoort. Ek wil vir jou sê, wanneer jy wil opkyk na iemand toe, kyk eerder op na Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, moenie Jesus van die troon afhaal en mense in die plek van Jesus sit nie. Dit is God se troon. Die woord van die Here sê in Hebreërs, en hy sê, dat God die Vader het Jesus Christus 'n troon gegee, en hy regeer oor 'n koninkryk. En die woord sê dat die engele aanbid Jesus. Weet jy wat? Kyk hoe mooi is die hart van Jesus. Jesus besit alle mag, alle krag, alle autoriteit. Toe hy op die aarde is, kom deel hy daardie autoriteit en hy sê, hier is die Heilige Gees. Wat ek doen, julle gaan nog meer doen. Maar weet julle wat, hierdie mooie Jesus, en dit vang my elke keer so, dat ek net kan besef wie Jesus regtig is. Prys die naam van die Here. My boetie en my sussie, Jesus regeer as koning, as God, as Here. Hy is die koning van alle konings, en hy is die Here van alle Here. En ek wil vandag vir jou sê, dat daardie koninkryk wat die Jesus besit, wil hy graag met jou deel. Dit was nooit die hart van Jesus om te regeer sonder my en jou nie. Weet julle wat, God het 'n plan. Ek wil vir jou sê, my boeta en my sussie, God het 'n plan met jou, prys die naam van die Here. Wat is sy plan? Hy wil vir ewig saam met ons wees. Weet julle, dit is dan mooi van die Here. Dit is dan mooi van die Vader, om so 'n mooi liefde aan ons te openbaar, om te sê, ek wil nie sonder jou wees nie. Ek wil nie my koninkryk regeer sonder jou nie. En weet julle, baie keer, dan verstoot mense